Kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons soveel genade en liefde gee, dat U genade en U ontferming elke môre nuut is. Daardie nuus wat ons kry is net nog wat bygevoeg word en ons loof U daarvoor. Seën ons as ons vanaand weer so saam dink en praat oor wat in die Bybel staan. Dankie dat U ons gedagtes ook lei. Ons prys U daarvoor. Amen. Goed, julle, verlede week het ons nie heeltemal klaar gekry mos nie, maar ek dink ons gaan vanaand ook nie. Hierdie is lang stukke, maar is interessant. Ek is baie opgewonde daaroor. So ek gaan nie die hele gedeelte weer lees van Hebreërs 12 vers 1 af, net die eerste 3 verse en dan gaan ons van vers 14 af, want ons het gekom tot by vers 13 se bespreking, maar dan gaan ek wil net so vir die inleiding weer vers 1 tot 3 lees en dan die ander. So, hier staan ons van die groot skare getuies en letterlik vertaling staan daar groot wolk, wat maar 'n skare kan wees. Skrywer sê daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, van die sonde wat ons so maklik verstrik, en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. En dan slaan ons 'n paar verse oor en dan vers 14 waar ons nou vanaand gaan begin gesels. Streef na vrede met almal en na die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sien toe dat niemand die genade van God verspeel nie, sodat geen wortel van bitterheid opskiet en moeilikheid veroorsaak en baie daardeur besoedel word nie. Ook dat niemand sedeloos of goddeloos optree soos Esau nie. Hy wat vir een maaltyd sy eersgeboortereg prysgegee het. Julle weet immers dat toe hy hierna die seun wou beerf, hy afgewys is, want hy kon nie 'n weg vind tot gesindheidsverandering nie, alhoewel hy dit met trane gesoek het. Arme Esau, tot sover gelees. Nou begin ons bietjie gesels. Julle is welkom om in saam te praat of te wag vir die vrae, maar as julle iets wil vra of byvoeg, praat net gerus saam, hoor. Nou hierdie gedeelte begin met 'n waarskuwing en julle onthou mos nou in die begin het ons gesê daar so 5 groot waarskuwings in hierdie Hebreërbrief, maar dat hulle almal gerig is pertinent aan die mense wat weggedraai het terug na die ou verbond toe, of die wat dit op daai stadium sterk oorweeg het om weg te draai. Dis nie 'n algemene waarskuwing vir kinders van die Here nie. Dis veral vir die rebelle en die opstandelinge en die terugdraaiers. En baie keer ook daarso het ons mos een keer gehoor vir die draadsitters. So hier's nou 'n sterk waarskuwing. Ja, die eerste een is streef na vrede, vers 14, streef na vrede met almal. En hierdie is nie 'n passiewe vrede nie, maar 'n aktiewe vrede. Mens moet moeite doen met vrede. Want Christelike vrede in die Nuwe Testament beteken onder andere dat ons konflik sal hanteer, maar dat dit sluit ook vergifnis en versoening in. En as ons nou teruggaan selfs verder na die evangelies toe, dan is dit ook duidelik dat daar restituisie sal gebeur. Met ander woorde, mens gaan bietjie vergoed daar waar daar onmin was. En Jesus het in die bergrede gesê in Matteus 5 vers 9, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Petrus skryf in 1 Petrus 3 vers 11, bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na. Nou daar is 10 aanmanings of aansporings of opdragte in die Nuwe Testament, duidelike opdragte dat ons in vrede met ander mense moet leef. Enige iemand wat op hierdie punt iets wil vra of sê oor vrede? Goed, dan kyk ons na die volgende gedagte is heiligmaking. Nou hier moet ons so 'n bietjie mooi lees en dink, want
Daar's 'n bietjie verwarring oor hierdie term in die kerk, en maar ons sal by die vrae daarby uitkom en by die bespreking. In vers 14 maak die skrywer 'n skokkende stelling. Hy sê streef na heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Maar in die ou dae in die kerk het ons almal maar so gepraat. Ons het gedink of gesê dat heiligmaking is die proses van geestelike groei. En dis nie heeltemal verkeerd nie, maar die klem was so 'n bietjie op my moeite. Ek moet moeite doen om te groei. Ek moet baie, en dis nie verkeerd nie. Maar die klem was op hoe meer ek doen, hoe meer sal ek geestelik groei en hoe meer sal ek heiligmaking ervaar. Maar dis baie duidelik uit die woord in die Grieks en in die skrywer se konteks dat Christus ons heilig gemaak het. Ons het die heiligmaking ontvang, maar ons moet nou net as het ware daarin groei. Dis amper soos wanneer jy julle het dit seker ook gedoen, as die kinders hier in die laerskool rond is, dan koop jy hulle klere so 2 nommers groter want jy weet hulle gaan daarin groei. Nou dis amper dit wat dit hier beteken. So ek het dit sommer hier in rooi gesit. Heiligmaking beteken nie dat ons deur werke of goeie dade of harde of pogings gered word nie. Dis net ons samewerking aan die Heilige Gees. Hy laat ons groei. Dit beteken ware redding verander 'n mens se lewe. Ons word in pas gebring met ons identiteit in Christus en sy doel met ons lewe. Maar die skrywer waarsku vir daardie klomp wat op pad was terug Egipte toe, wil ek amper sê. Geen heiligmaking beteken vir die skrywer geen egte of ware geloof nie. Daar moet vrug wees. Jesus het dit ook gesê. Hy sê ons is in hom ingeënt met een rede en dis om vrug te dra. So, en hy het ook gesê 'n boom word maar aan sy vrugte geken. Maar die feit is, Christus skenk aan ons heiligmaking by ons wedergeboorte. Hy maak ons heilig, hy verklaar ons heilig. Ons is nou heilig en ons moet dit nou uitleef as deel van ons nuwe identiteit. Ons moet daarin groei. So in hoofstuk 12 vers 14 in die Nuwe Testament vertaling staan daar dit baie mooi geskryf: doen alles in julle vermoë om in vrede te leef met almal, leef ook toegewyd aan die Here. Sonder sulke toewyding sal niemand die Here sien en vir altyd by hom wees nie. So hulle vertaal die heiligmaking met toewyding. In die Engelse Bybels kom dit nou baie duidelik na vore. Daar staan pursue peace with all men, en dan oor die heiligmaking sê hulle and the sanctification without which no one will see the Lord. Hierdie 2022 Legacy Standard Bible is ook 'n meer direkte vertaling, soos ons 2020 vertaling. Maar nou die Engelse mense verstaan hierdie ding dalk anders en beter as ons, want sanctification beteken die heiligmaking wat Christus bewerkstellig het. Hulle het nooit in die Engelse kerk verstaan dat sanctification is iets wat ek moet doen nie. Dit was van die begin af in Engels dit wat die Here gedoen het. So ons Afrikaans het ons dalk daar so klein bietjie in die steek gelaat. In Romeine 6 vers 22 sluit hierby aan, waar Paulus skryf, maar nou dat julle van die sonde vrygemaak is en diensbaar aan God geword het, lewer julle die vrug van heiligmaking en die uiteinde hiervan is die ewige lewe. Die Griekse woord vir heiligmaking is hagiasmos, van die stam hagiazo af wat vertaal word met sanctify of om heilig te maak. En dan is daar nog tekste wat hier by aansluit, Hebreërs 13, ons kom nog daarby volgende keer of die week daarna. Vers 12, daarom het ook Jesus so buite die stadspoort gelei, sodat hy die volk deur sy bloed kon heilig. So dis Christus wat ons heilig maak. In die begin van die brief, Hebreërs 2 vers 11, hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. En om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie, maar ons weet hy bedoel sy broers en susters of sy hele familie. Dis nou mos maar net die ou aanspreekvorm in daardie tyd. En Efesiërs 2 vers 19 het ek sommer daarby gevoeg wat ons herinner daaraan dat ons nou deel is van die huisgesin van God. So dis maar net om te sê, dis nie net vir die broers nie, dis die broers en die susters waarvoor Jesus nie skaam is om hulle sy familie te noem nie. In Hebreërs 10 vers 14 staan daar deur die een offer het hy, Jesus, die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Dit kan ook geskryf word vir altyd volkome geheilig of heilig gemaak. Nou, enige vrae tot sover of wat gaan julle wag vir die bespreking?
Dan die volgende punt is die interessante wortel van bitterheid van vers 15 is die gevaar. En ons sal nou aan die einde van hierdie skyfie sal julle sien kom Deuteronomium 29. Nou bitterheid is gevaarlik, sê die skrywer vir ons en ons weet dit eintlik bitterheid is nie die vrug van die gees nie. En bitterheid is gevaarlik want dit kan onder die oppervlak groei. Dit kan ander besmet en dit kan 'n hele gemeenskap beskadig. 'n Verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. So bitterheid is 'n gesindheid en die letterlike aanhaling kom uit Deuteronomium 19 vers 18 waar afvalligheid ook bespreek word en daar word dit genoem 'n gifwortel wat alles kan vergiftig. Die 2020 vertaling is nie so duidelik oor die gifwortel nie, maar dit is letterlik 'n giftige wortel wat jy nie in jou kos mag gebruik het saam met ander wortels nie. So daar word mag net gewaarsku teen bitterheid. Ons sal net nou lekker bietjie gesels oor wat is bitterheid. En dan ons goeie vriend Esau. Hy's 'n voorbeeld van iemand wat geestelike dinge vir tydelike plesier verruil het. Nou ek kry die man bietjie jammer want ek dink hy was honger toe hy dit gedoen het. Maar hy het nie vir 'n maaltyd. Nou die probleem was nie eintlik die maaltyd nie, die probleem was dat hy die seun van God gering geag het. Hy het geweet wat dit beteken om eersgeborene te wees in die familie en hy het geweet dat hy gaan die verbondsvolk moet voorsit, dis die God van Abraham en Isak en Jakob. So dit sou oorspronklik gewees het die God van Abraham en Esau en Jakob. Abraham, Isak en Esau, Abraham, Isak en Esau, maar toe word dit nou Abraham, Isak en Jakob. So dit was sy fout, nie die fout dat hy honger was nie. En dan staan daar, die skrywer sê later, toe dit wil terug hê, toe was dit te laat, en die ernstige waarskuwing hier is dat nou die ernstige waarskuwing vir hierdie gemeente vir wie die skrywer skryf, hy waarsku hulle herhaaldelik die wat rebels teenoor God opgetree het, wat die rebels was wat die nuwe verbond nie wou aanvaar nie, en terwyl die skrywer so mooi vir hulle verduidelik, dis Jesus se verbond, wat hy met sy bloed gekoop het, en hulle dit nou nog steeds nie aanvaar nie. Of ook vir die geestelike draadsitters, en beslis vir die wat toe reeds teruggedraai het na Moses se verbond en sy wette toe, nou sy waarskuwing vir die res van die gemeente, en ons kan sê vir ons ook vandag, moenie afvallig word nie, moenie genade verag nie. So Esau is dus 'n beeld van iemand wat sy duur gekoopte geestelike erfenis minag. Mens kan ook sê wat vir Christus self minag. Al het Esau nou nog nie vir Christus geken nie. In vandag se taal in die Nuwe Testament era sou dit beteken iemand wat Christus minag. Ons het dit gelees in ja, Tannie. Dominee, sal ons daar sê dit wat Esau gedoen het, die vorige bladsy, daai 2, sal ons nou, dit is nou, ja, nog net so 'n bietjie, die probleem wat dat hy die seun van God gering geag het, dit is 'n verkeerde keuse, en dis altyd die verkeerde keuses, wat hy spyt is oor, maar dit was te laat om dit reg te maak. Ja, Tannie, ek weet nou nie, kan nie onthou of ons spesifiek gaan bespreek nie, kom ons praat sommer nou daaroor. Ons moet ook in ag neem dat dit was 'n baie unieke situasie. Ek meen, daar was net een Abraham, Isak en Jakob, maar dis 'n goeie voorbeeld, sê die skrywer, van kyk wat het Esau gedoen. Hy was in lyn om die geestelike aartsvader te word. En toe hy nou in hierdie versoeking kom om te sê, ek is nou eintlik lus vir hierdie kos, wat ek vat my eersgeboorte reg, dit is wat God oor my uitgespreek het, is nie vir my belangrik nie. So ek dink hy dalk onnadenkend opgetree, maar hy het 'n fout gemaak. En ons weet nou nie hoe ernstig was die gesprek rondom daai transaksie nie, maar die skrywer gebruik dit as 'n voorbeeld. So ons moet dit ook net in gedagte hou, dit was 'n baie unieke situasie. Maar die probleem was dat hy
dat hy iets wat God vir hom gegee het, as het ware in sy gesig teruggegooi het vir hom. O ja. Johannes, Ja, Chris. kan ons dan dieselfde van wat sê wat so sterk was? Samson. Kan Samson, ons dieselfde van Samson sê? Ja, daar's 'n paar sulke voorbeelde. Ek Samson het ook maar vir aardse plesier sy vir 'n tyd sy rug op God gedraai, kan 'n mens sê, want hy het geweet waarvoor hy geroep was, maar hy kon nou vir die vrou nou nie weerstaan nie. Daar's ander voorbeelde op Dawid, dit ook gestruikel. Maar Esau word nou spesifiek hierso genoem omdat die skrywer daar in die begin van die vorige hoofstuk daai lang lys van geloofshelde aangehaal het, en hy draai daar by Abraham en Isak wat sy seuns geseën het, maar dan sê hy waarsku hy nou teen Esau as 'n voorbeeld van iemand wat sy seun weggegooi het. So in Hebreërs 6 vers 6 het ons gelees, die mense wat daai tyd weggedraai het van die nuwe verbond af, hy sê in hulle self kruisig hulle immers weer die seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot bespotting. En ek dink ons moet dit vandag ernstig opneem ook as daar mense is of selfs kerkgroepe wat nou weer terug wil karring na die ou verbond toe, dan moet 'n mens baie versigtig wees wat hulle verkondig. So, hier is ons nou by die besprekingsvraag. Kom ons gaan 'n bietjie aan met gesels. Die eerste een sê, hoekom dink jy plaas die Bybel of die skrywer so sterk klem op vrede tussen gelowiges? Nou, dit is eintlik 'n bietjie voor die hand liggend, nee. God wil hê ons moet vrede hê, en die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, en ons het nou die ander tekste ook gelees. So my vraag eintlik is, kan ek en jy met 'n rein gewete getuig dat daar van ons kant af ware, heelhartige vrede is met almal op aarde, mense naby, mense verder weg en sogenaamde vreemdelinge of selfs vyande? Ek wil nie julle op die spot sit nie, maar is daar iemand wat iets wil deel oor vrede of onvrede? En daar's mos baie mooi getuienisse in families ook, tussen ouers en kinders of tussen broers en susters waar daar vir jare nie vrede was nie. En die wonderlike ding as daar dan vrede gemaak word, die groot versoening wat dit bring, nê. Wat ons ook hierso moet onthou in terme van vrede, daar's nie 'n grys gebied nie. Daar's nie 'n goue middeweg nie. As jy nie met iemand vrede het nie, het jy met hom of met haar onvrede. En dit moet uit die pad uitkom, sê die woord vir ons. En doen sê nou, ek het al baie daaroor ook gewonder, want die Bybel sê, gaan maak vrede, maar partykeer of jy het nie die moed nie, of jy kry nie die persoon weer in die hande nie. Moet jy dit met die persoon verbaal uitmaak, of kan jy jou sonde bely daaroor? Ek wonder altyd, want daar is mense wat jy dan nie, of hulle antwoord nie jou telefoon nie, of so. En dan kan jy nie met die saak uitpraat en vrede maak nie. Ek sê nie die saak uitpraat nie, want partykeer is dit moeilik om dit uit te praat, want dan beklei jy net meer en meer. Maar om te sê, weet jy wat, van my kant af is ek baie jammer en ek wil die saak skoonmaak en van die tafel af kry. Maar as jy hom nou nie in die hande kry nie, kan ek dit teenoor my Skepper bely? Hoe maak ek? Ja, nee, dan nie heeltemal. Dit is nou maar net so. Ons het waarskynlik almal so iemand in ons lewe wat 'n mens net nie meer in die hande kan kry nie, of nie meer kan regtig, soos Tannie nou sê, jy probeer alles van jou kant af. Nee, ek dink nie mens moet dan dink daar's nou fout tussen jou en die Here nie. Mens doen alles in jou eie vermoë en mense hart is skoon, en dan kan mense dit maar daar laat, want ek het op 'n stadium ook net gedink, is nou nie so ernstig dalk nie, maar daar was 'n
'n onderwyseres wat my in graad 2 of 3 verskriklik te nagekom het. Sy het my vals beskuldig en ek het haar vermy van daai dag af. En op 'n stadium het iemand gepreek oor vergifnis en dat mense hierdie maar moet skoonmaak, al kan jy dan nie die persoon meer in die hande kry nie. So ek het in my hart vir haar heeltemal vergewe en sy weet waarskynlik nie eers hoe ek gevoel het nie. Maar toe was die preek so mooi. Die dominee het gesê, dan moet 'n mens soveel vrede in jou hart teenoor daai persoon hê, dat as jy daai persoon dan ooit raakloop, dat daar net liefde uit jou sal uitstraal en dat jy nie dan die ou koei uit die sloot uit gaan haal nie. Veral as die ander persoon dalk nie eers bewus was daarvan die behandel, maar dit is bygones en ek het dit vir die Here gegee en as ek al ooit sou raakloop, ek weet nie, ek sal haar seker nou nie meer herken nie, maar dan sou ek vir haar 'n drukkie kon gee en dit daai is agter my. Mens kan dit so doen, ja. Maar as dit enigstens moontlik is, dan probeer 'n mens maar met iemand dit uitsorteer. Maar daar kom ook 'n punt wat 'n mens sê ek het nou regtig my kant gebring en my gewete is skoon. Ja, goed. Dankie, Tony. Goed, so ek het net nou lekker gesels oor heiligmaking. Is daar enige een van julle wat nog hieroor gewonder het? Want die vraag is, wie se werk in aanhalingstekens is heiligmaking? En of mens dit nou sien as sanctification, wat beteken Christus het deur sy kruisdood en opstanding almal wat in hom glo reeds heilig gemaak. En selfs al dink ons aan dit as 'n geestelike groeiproses, dan moet ons besef dis nog steeds nie goeie werke nie. En daarom het ek daar 2 Korintiërs 3 vers 18 sommer net ingevoeg. Dis daai mooi teksvers waar Paulus sê, ons almal wat aan God behoort, weerspieël die heerlikheid wat van ons uitstraal en dit neem steeds toe. En dan sê hy, en dit is die Gees wat dit doen. Ek kan nie die heerlikheid van God meer laat uitstraal uit my lewe nie. Ek het so baie gedink ook toe ek hier aangewerk het aan Johannes 15, waar Jesus sê, ons is in die wingerdstok ingeënt en ons is reg gesnoei, ons is geseën deur die woorde wat hy vir ons gegee het en ons werk is net om vrugte te dra. En dan sê hy, want sonder my kan julle niks doen nie. So ons kan nie iets doen vir ons heiligmaking, kan nie iets doen om vrug te produseer nie. Ons moet net daar wees, ons is klaar ingeënt en ons moet die vrug net dra. Ons kan nie die vrug genereer of skep nie. En die volgende vraag 3 gaan oor bitterheid. Hoe begin bitterheid gewoonlik in 'n mens hart? As jy 'n voorbeeld sou kon noem of aan iemand in die Bybel, ons het nou al 'n bietjie van Samson ook gehoor. Hy was nie net bitter nie, hy was net bitter stout. Maar wanneer kan 'n mens verbitterd raak, selfs teenoor die Here? Ek dink ook as jy, soos jy gesê het, te nagekom word, op baie keer is dit nie, ek het my alself gekry waar dinge vir my gesê is en ek loop weg daarvan en dan is dit asof jy die hele tyd in my agterkop hoor hierdie ou is die hele tyd besig om en dan raak jy bitter, maar dis ook daai punt waar die Heilige Gees met jou praat, of jy sê hoorie, maar hierdie goed is nou verkeerde goed, jy moet nou dit uit die huis uitmaak. So, al is dit 10 keer, of hoe sê Jesus 70x7, sit dit daar en hou dit weg. Ja, jy is heeltemal reg, Chris. Ons moet waak daarteen, want dit kan maklik gebeur, sê die skrywer, soos 'n ou worteltjie wat groei van onkruid, en ons moet nie toelaat dat hy groei nie. En mens kry ook mense wat, as hulle regtig baie swaar kry, of voel hulle ly meer as wat hulle, as ander mense, dan kan hulle teenoor die Here ook bitter raak. En mens moet net sulke mense bystaan en vir hulle bid, en vir hulle verseker daarvan dat God lief is vir hulle, ten spyte van die swaar kry. Goed, ons het al 'n bietjie lekker oor ou Esau ook gesels. Hy's 'n goeie voorbeeld. Tannie Jessie het net nou dit ook gesê, want hy het 'n bietjie hierdie groot wonderlike ding wat God vir hom gedoen het, misgekyk. Of dit een kant toe geskuif en toe vir die kortstondigheid van sonde of van aardse plesier het hy dit weggegee. Nou onthou wat ek net ook in die verlede gesê het, hierdie skrywer ken regtig die Ou Testament baie goed en hy weet sy lesers ook, sy gemeente waarvoor hy skryf, is
baie vertroud met die geskiedenis van Israel. So hy kan hierdie voorbeelde lekker aanhaal en hulle sou dadelik daarmee kon identifiseer. Ek wonder en ek hoop en bid dat daar 'n paar van daai lesers was wat toe geskrik het en gesê het, wow, kyk wat het met Esau gebeur. Ons beter luister as hierdie apostel of hierdie skrywer vir ons skryf oor hierdie dinge. En dan vraag 5 is sommer so 'n bietjie vir ons eie nadenke. Watter maaltye in aanhalingstekens of tydelike dinge kan ons vandag laat vergeet van God se seën of dalk ons kinders van die Here soos julle wat ek ken, sal nie dit sommer doen nie. Maar ons sien maar mense partykeer nê wat die kortstondige dinge in die maaltye in aanhalingstekens agterna sit en dit vir 'n tyd lank najaag. Maar genadiglik kom hulle daarom hopelik almal weer tot bekering en tot inkeer soos daai verlore seun nê. Hy is ook 'n goeie voorbeeld. Nog iemand iets oor hierdie gedeelte? Goed, kom ons beweeg net aan. Hierdie is nou net 'n samevatting, want ons is nou eintlik aan die einde van verlede week se stukkie nog. En nou sê hy maar net die gedeelte roep ons gelowiges op tot hierdie 3 dinge. Ek lees nou maar eers net die blou opskrifte: volharding, vertroue en 'n heilige lewe. En dan het hulle nou maar net die verse weer daar ingesit vir ons. Hardloop die wedloop met die oë op Jesus, dis die volharding. Dit was die eerste 3 verse. En dan vers 4 tot 13, daardie gedeelte oor die tug wat ons verlede week gedoen het. God vorm sy kinders deur dissipline, nie deur straf nie. En ons moet dit vertrou, want al is die skrywer mos, dit is nou nie iets om oor bly te wees nie, maar dit vorm ons. En dan die laaste gedeelte nou hierdie vers 14 tot 17, moenie God se genade verruil vir tydelike dinge nie. Ons werk aan ons heiligheid in ons lewe. So nog korter gestel, hou aan hardloop byt vas, vertrou die liefdevolle Vader se hand en laat die Gees toe om jou heiligheid te ontwikkel, werk saam aan geestelike vorming en groei. Nou is die nuwe gedeelte wat ons nou, as ons laasweek kon klaarmaak, so ons nou vanaand hier begin het. So kom ek lees vir julle Hebreërs 12 van vers 18 af. Hy sê, want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en basuingeklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie, want hulle kon nie die gebod verdra nie. Selfs as 'n dier die berg was die gesig. Hy het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Nou dis nou daar by Sion, nê, by die berg. En dan sê in vers 22, maar julle het gekom, ek bedoel by Sinai, julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, of liewer kon hulle dit mag vertaal het met die middelaar van die nuwe verbond, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. En dan sê hy, pas op, dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want as hulle nie ontvlug het wat hom afgewys het, toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer nou, dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, want die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. En ons sal nou 'n bietjie praat oor hierdie gedeelte. So die tema is die 2 berge, maar een keuse, nê, vrees of genade. Aan die een kant vrees, aan die ander kant genade. Aan die een kant is dit wankelbaar, aan die ander kant is dit onwankelbaar. So hierdie gedeelte is nou die hoogtepunt of die klimaks van hierdie hoofstuk. En die skrywer gebruik hierdie sterk kragtige kontras, die berg Sinai, die ou verbond, teenoor die berg Sion, die nuwe verbond, en dan eindig hy met 'n ernstige oproep, moenie God se stem ignoreer nie. Nou die berg Sinai was daar baie vrees, julle kan gerus bietjie daar weer gaan lees as julle wil in Eksodus 19 en 20.
En dit was toe God die 10 gebooie gegee het. Maar julle onthou mos die gedeelte, dit was erg, net soos die skrywer dit beskryf, niemand mag aan die berg geraak het nie eers diere nie. Dan moes hulle dadelik doodgemaak word. En hy skryf van vuur en donkerheid en storm en basseingeklank en 'n stem wat mense bang maak, dat selfs Moses gesê het, ek is verskrik en ek sidder. Nou die punt van sy beskrywing, dit gaan nie net oor al die gebeurtenisse nie, maar die ervaring van afstand en vrees. Nou by Sinaï moet ons onthou, God wil sy heiligheid duidelik laat oorkom. Nee, ek dink nie soseer ontoeganklikheid nie, maar onthou die ou verbond was God ontoeganklik. Hulle het gesê hy bly in die allerheiligste deel van die tempel en nie en maar gekyk wat gebeur. So daar was bietjie ontoeganklikheid of afstand, né? Mense moet op 'n afstand bly en by die berg fisies moes hulle ver weg bly, selfs die diere. En dit beklemtoon God se heiligheid en majesteit en dat die mense dit moes respekteer, want onthou nou, hulle het nou vir 400 jaar, dis baie generasies, dis van Jan van Riebeeck se tyd af nog langer. Soveel generasies was slawe in Egipte en hulle tussen daai klomp goddelose Egiptenare gebly. Ek weet nie hoeveel godsdienst het hulle beoefen nie, want hier kom Moses toe nou eers en hy lei die volk na 400 jaar op 'n nuwe pad. Maar een ding moes hulle verstaan, hulle God is heilig en as hy praat moes hulle luister. So ek dink dis hoekom daar by Sinaï so streng uitbeelding van God se heiligheid was. Nou die probleem van daardie ou verbond in vers 20 sê die mense kon dit die gebod nie verdra nie. Die wet was goed, maar die mense kon dit nie verdra nie, hulle kon dit nie volhou nie, hulle kon nie daarby uitkom nie. En ons kry mos maar ook die idee, hulle het nie vreeslik hard probeer nie, nee. Wat skaars was hulle uit toe hulle alweer 'n kalf aanbid. Maar hulle reaksie was vrees, hulle teruggedeins, hulle moes op 'n afstand bly. So die dieper teologiese punt is Sinaï verteenwoordig wet, oordeel, afstand, vrees. Nie omdat God verander het nie, maar omdat die mens toe nog nie deur Christus versoen was en in die genade tyd en in die vrede tyd ingelei was nie. So kom ons praat 'n bietjie hieroor as julle lus is. Hoekom dink julle beskryf die skrywer Sinaï met soveel vrees en intensiteit? Hoekom haal hy dit nou aan? Dit was mos daar waar God vir Moses hulle ontmoet het op die berg, maar waar glad geen van die Israeliete naby die berg maar gekom het nie. So vrees is ook soos jy gesê het, God is almagtig en ons moet God vrees. Dit is belangrik dat ons weet ons moet hom vrees en gehoorsaam wees aan sy gebooie. Ja. Dis waar. En onthou ook hierdie is in die konteks van hierdie waarskuwing teen hierdie terugdraaiers, né? Hy waarsku hulle nou kyk wat het gebeur by Sinaï, wil julle nou teruggaan soontoe, vra hy. Ja, Tannie Jessie. Nee, nou laat Dominic sê, hy het hulle gewaarsku of wil hulle nou weer terugdraai. En ek sal sê, omdat hy hulle waarsku is ook omdat hulle teen die Allerhoogste draai. Sy gesag, ja. Ja, nee, want ons sien nou daar by punt 2 ook, die God se heiligheid het nie verander nie. Maar die volk kon dit destyds nie verdra nie, en toe kom Jesus en doen hierdie wonderlike versoeningswerk, en nou wil hierdie gemeente weer terug na Sinaï toe, daar waar dit so erg was en waar daai volk dit nie kon doen nie. Nou wat laat hulle nou dink hulle gaan dit kan doen? So dis maar net 'n verskriklike ernstige waarskuwing. En soos ek nou gesê het, omdat die lesers die Ou Testament so baie goed geken het, het hulle presies geweet waarvan hy praat. Ook die vrees wat ons vir God moet hê, is dan ook nie 'n vrees om te sê ons is bang vir hom nie. Ja, nee. Die genade. Dis goed jy sê dit, Chris, ek wou dit nou dalk sê, maar want selfs toe ek nou daai laaste versie ook lees, jong, ek sal weer vir julle in die Grieks gaan kyk ook, maar daai is nie 'n goeie vertaling nie, soos die boodskap, en ek het nou nie gekyk wat staan in die Nuwe Testament nie, maar dit is baie beter om dit te vertaal met die respek
vir God. Want kinders van God hoef hom nie te vrees met angs nie. Maar ons is so groot gemaak en dis 'n mooi konsep. Ons het dit ons weet eintlik wat dit beteken van kleins af. Maar as jy nou vandag vir 'n moderne Afrikaanssprekende mens sê hy moet God vrees, dan gaan hy nie geïnteresseerd wees om hom te kom dien nie. Maar as mens kan sê die Bybel bedoel ons moet hom met die hoogste respek hanteer. Maar nie omdat ons bang is nie, maar omdat ons besef hoe heilig hy is en dat hy sy heiligheid met ons kom deel het in Christus. Ja. So ek dink dis ook hoekom vraag 4 sê die verkeerde idees oor God word reggestel, want ons gaan nou oorgaan na Sion toe, wat hy net sê, maar kyk net, julle is nou by Sion, wat 'n wonderlike kontras is daar nie met Sinaï nie, en dan wil hy weer vir die lesers vra, maar hoekom wil julle teruggaan? Vra hy nou in 5, hoe sou jy God ervaar het as jy daar by Sinaï was? Ek dink hulle was almal nogal bietjie angsbevange, maar ook net tydelik, nê? Daai respek het nie lank gehou nie. Toe Moses weggaan berg toe oortuig hulle sy broer om vir hulle afgod te bou. Ag, daai Israeliete, nê. Ek weet nie wat het in hulle koppe aangegaan of in hulle harte nie. Goed, maar nou kom ons by die mooi gedeelte oor Sion. Is regtig een van die mooiste gedeeltes in die Nuwe Testament, want dit stel vir ons so duidelik die kontras tussen die ou verbond en die nuwe verbond. Die skrywer sê, maar julle het gekom by Sion. Nie julle sal nog daar uitkom nie, maar julle het gekom, want Christus het sy werk afgehandel. So ons wat in Christus glo, het gekom by die berg Sion. In Sion verwys hy nou nie net na die plek in Jerusalem nie, maar die hemelse werklikheid, God se teenwoordigheid en die nuwe verbondsgemeenskap. En dit is so anders as by Sinaï, nê, want daar mag niemand aan die berg geraak word nie. Hier word ons ingenooi. Die skrywer het in hoofstuk 9 en 10 gesê, laat ons met vrymoedigheid na die genadetroon van God nader. Dit is heeltemal anders as daai tyd by wonderlike realiteite is. Hy maak, dis nou 'n interessante woord, ongelooflik, maar kon nie 'n beter woord kry nie. Dis eintlik 'n gelooflike lys. Die berg Sion, nommer 1, is God se teenwoordigheid. Daar's nie afstand meer nie. Dis nie daar bo op die berg en daar's rook en basseingeklank en niemand mag daar naby kom nie. En dan praat hy ook van die hemelse Jerusalem, nuwe stad, nuwe identiteit. Hy noem 10.000 engele in plaas van die basseine wat die mense bang gemaak het daar by Sinaï. Dis nie vreesaanjaend nie, maar hierdie 10.000 engele is feestelik. Want hy praat van 'n feestelike vergadering, aanbidding, vreugde, viering. En hy noem ons die gemeente van eersgeborenes. En hoekom hy daai woord gebruik, want eersgeborenes, hy het nou na Esau verwys. Esau was die eersgeborene. Eersgeborenes het erfreg. En ons hoor by Paulus, hoeveel keer skryf hy nie, ons is erfgename saam met Christus. En dan die voorlaaste een, God is nog steeds die regter van almal, noem hy hom, dis dieselfde God as by Sinaï, maar ons is nie bang vir hierdie regter nie, want ons het die vryspraak in Christus ontvang, hy het klaar die straf vir ons sonde gedra, so ons is lief vir hierdie regter, want ons weet hy gaan vir ons niks in die vorm van straf oor ons uitspreek nie. Hy is nou toeganklik, en dan Jesus en sy bloed is die sleutel tot alles. So, nou praat hy van Abel. Ons het nou nie baie oor Abel gelees nie, maar Abel noem hy daarso, wat vermoor is deur Kain, en hy sê Abel se bloed roep vir geregtigheid en vir wraak. Dan sê hy, maar hierdie is anders, want Jesus se bloed roep vergifnis, genade, versoening. So ek het net so 'n tabelletjie daar vir julle ook ingesit, dis maar dieselfde wat in die vorige gedeelte genoem word, die kontras tussen Sinaï en Sion. In plaas van vrees is daar nou vreugde, in plaas van afstand is daar nou nabyheid. Die oordeel is vervang met genade, die wet is vervang met goeie nuus van bevryding, nie deur wetsonderhouding nie, maar deur genade. En in plaas van dood, en as jy in daai berg raak sterf jy, is daar nou 'n uitnodiging, kom na Sion toe, want hier is lewe. So die teologiese klimaks hier is, kinders van God leef reeds in 'n hemelse werklikheid, selfs al voel die aardse lewe swaar, die lewe aards en swaar, sê die skrywer, jou ware posisie is by Sion. Ons is nie meer by Sinaï nie. Ek dink ons gaan hierdie vraag kan doen, dan is ons dalk klaar vir vanaand, maar kom ons hoor bietjie wat sê julle, wat tref jou die meeste van hierdie mooi beskrywing van Sion?
Ek dink dat Ja, daar wat ek glad gesê. Ja, sê maar Chris. vrees is, maar eerder die genade van Jesus wat Ja, naby is. ja. Dit is so. Ek wil nou kyk of ek vir julle dit gelees kan kry in die Nuwe Testament vertaling. Want ek weet hulle stel dit ook nog net so mooi. Is daar iemand wat dalk nog iets wil sê oor Sion? Kom ek lees vir julle in die Nuwe Testament sê hy: Julle het nie aangekom by die berg Sinaï waar julle nie aan kon raak nie. Julle is nie by daardie brandende vuur nie en by die duisternis en donkerte nie en by winde wat teen stormsterkte waai nie en by 'n trompet wat kliphard blaas nie en by 'n stem wat so sterk en hard praat dat die mense wat dit moes aanhoor gesmeek het dat daar niks verder vir hulle gesê word nie. Hulle was omgekrap toe daar beveel is, as enige wilde dier aan die berg sou raak, moet dit met klippe doodgegooi word. Dan sê hy, die toneel wat hier afgespeel het almal baie bang gemaak en daarom het selfs Moses gesê, ek is vreesbevange, ek bewe van benoudheid. Dan vers 22 sê hy, maar julle het aangekom by die berg Sion en by die stad van die lewende God en by die hemelse Jerusalem. Dit is die stad waar miljoene engele fees vier met groot vreugde. En by God se nuwe geloofsgemeenskap van eersgeborenes. Dit is hulle wie se name opgeskryf is as burgers van die hemel. En by God, dit is hy wat oor almal oordeel. En by diegene wat vrygespreek is en wat reeds op 'n geestelike wyse daar by hom in volmaaktheid leef. En by Jesus, hy is die middelaar van die nuwe verbond tussen God en mense. En by die bloed van Jesus wat daar gesprinkel is om verlossing te bring. Hierdie bloed vertel 'n baie groter en beter verhaal as die bloed van Abel wat uitgeroep het om wraak. Ja, is baie mooi gestel, nee. Ja, Dit waar is net doen die groot. Ja. Sê dan nie? waar doen nie dit nou gelees? Is dit Die in? die Nuwe Testament vertaling van Prof Stefan Jouberle. O, okay, goed. Ja. Ek sal vir Tanya 'n foto stuur van die buiteblad. Hy is nie so vry vertaal soos die boodskap nie, want hulle sê ook dit is 'n baie betroubare vertaling, maar in moderne Afrikaans. Dis maar wat hulle Ja. gedoen het. Dis 'n goeie vertaling. Ja, mens kan hom maar lees. Ja. Hoe beklemtoon hierdie Sion waarby ons reeds uitgekom het, ons nuwe identiteit as deel van die gemeente van eersgeborenes. Ek glo julle besef dit, né? Ons is kinders van die Here, is deel van sy nuwe volk, sy nuwe familie, die lig. Dis 'n voorreg wat ons gerus, as ons die geleentheid kan kry, dit met mense kan deel. As ons agterkom, hulle is nog nie daar nie, of hulle wil terugkarring na die ou verbond toe, of na die potlensie sop toe. Wat sê dit beteken dat Jesus se bloed beter spreek as Abel se? Dit staan eintlik daar in die teksvers. Sy bloed roep uit die grond uit. Maar Jesus se bloed praat nie van wraak nie, maar van versoening en van vergifnis. Hoe kan hierdie waarheid iemand help wat swaar kry of moedeloos is? Ek dink amper hierdie hele gedeelte kan 'n mens maar so 'n bietjie opsom. Ek gaan nou nie vir iemand lees van al die donderslae en die doodgaan aan die berg by Sinai nie. Maar ek het al vir mense gesê, ons is by Sion, by die hemelse Jerusalem, en daarop kan 'n mens mos nou lekker uitbrei. Is daar iemand wat nog 'n vraag het of iets wil deel, want ons gaan nie nog 'n hele afdeling gedoen kry in 5 minute nie. Chris, iets daar van julle kant af? Nee, ek's nie honest. En Jessie? Nee, Dominee, ek kan nie nou aan iets dink wat ek wil voel nie. Al wat ek net wil voorstel is dat gaan lees dit maar bietjie in die 83 vertaling ook, want die nuwe direkte vertaling is fantasties. Hierdie wat ek nou gelees het uit die 2020 vertaling wat in ons uitdeelstuk ook is. Maar die 83 vertaling lees
bietjie meer soos 'n storie amper. So hier is nou woord vir woord baie korrek vertaal. Maar dit klink baie formeel en mens sukkel bietjie om die sinne te volg. Maar gaan lees dit gerus bietjie hoofstuk 12 in die 83 vertaling geslag. Goed, kom ek bid vir ons. Here Jesus, baie dankie. Ons hoor hierdie brief van die Hebreërs. Partykeer is dit so bietjie moeilik en ingewikkeld en ons ken ook nie altyd die Ou Testament geskiedenis so goed soos wat daai lesers dit geken het nie. Maar ons sien hierdie fantastiese verskil, die kontras, en ons is so dankbaar dat ons by U uitgekom het, dat ons by Sion uitgekom het, by die hemelse stad met die engele van hierdie gemeenskap van eersgeborenes, dat ons deel is van U huisgesin, van U familie, en dat U sê in hierdie gedeelte, U is hoegenaamd nie skaam om ons U broers en susters te noem nie, so lief is U vir ons. Dankie dat U ons ook heilig gemaak het. Help ons om nou in ons lewens ook saam te werk met die Gees wat in ons woon om hierdie heiligheid uit te leef. Ons het U baie lief, Here. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Amen.